Daar's iets in die mens wat 'n natuurlike deel is van ons bewussyn, ons menslike ontwaking. En dit word soms beskryf in een woord. En die woord is soek. Ons soek. Ons wil hê. En vanoggend se tema, as ek dit kan 'n tema noem, is die waarde van lewe. Dat ons net so 'n bietjie dink aan lewe, dit wat ek en jy het, en hoeveel dit eintlik werd is. En dan ons ingesteldheid binne die lewe. So ons gaan so 'n bietjie kyk na die waarde van lewe, ons ingesteldheid binne hierdie lewe. Nou ek het gesien hier's 'n paar wat nie kan, hulle weet nie hoe dit voel nie. My mees bekendste pak slaag was in 'n Checkers gewees. Ek dink ek was 4 of 5 jaar oud. En daar was 'n speelgoed maak, Fisher-Price. Dit is nou nog, ek dink hulle bestaan nou nog. En gelukkig bo op die rak, want my gevoel op die 3de verdieping so hoog is dit, want jy kan nie daar bykom nie, was daar 'n Fisher-Price vliegtuigie. En my ma en my tannie, ek was saam met hulle, toe ek daai vliegtuig sien, toe soek ek hom. Maar dit was voor mense regtig gekeer het, dat jy nie onder se sterte mag afsit nie. Verstaan, dit was ver voor dit. Dit was in daai supermark, in Checkers. En weet julle wat, ek kan so lekker hard sing, want ek het 'n paar keer kans gehad om hierdie alarms van my te oefen. Want ek kon alarm, en ek dink, die winkelbestuurder het uitgekom en gedink 'n kind word vermoor. Want ek het 'n pak slaag, toe kry my tannie my jammer. My ma se sussie wat net 'n jaar of 2 ouer is, en sy koop vir my daai vliegtuig. Ja, man, net 'n pak slaag, daar was 'n proses. Maar die waarde van lewe, en ek wil julle met saam met my lees, in Jesaja 55, en ons gaan lees daarvan op vers 1 tot en met vers 11. O almal wat dors het, en kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbei vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, kyk, daai my is met 'n hoofletter, en eet die goeie, en laat julle siel hom in die vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hart loop, en terwille van die Here jou God en die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik. Kyk net daar, wat is die subjek, is hy, God, verheerlik ons. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Is dit nie mooi nie? Psalm 103, gaan lees dit oor en oor. God vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie,
maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee en die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Is dit nie 'n mooi gedeelte nie? 'n Gedeelte wat sê, kom na my toe, almal wat honger en dors is, almal wat ek soek. Weet julle wat, die realiteit is dat daar mense is wat in hierdie lewe soek. Julle ken mos Koos Doep se lied, soekers sonder, of swerwers sonder rigting, soekers wat nooit vind. Hulle soek. Hulle het 'n onversadigbare soek. En die realiteit is, die vrede van God is iets wat binne in my en jou ontkiem. Die tevredenheid en vergenoegdheid en aanvaarding en net om te sê, dit is genoeg, is iets binne in ons, dit is nie buite ons nie. En jy kan gaan kyk na die Joodse tradisie by die Pasga, julle sal dit sien in daardie reeks wat hulle nou uitgebring het van die disippels en Jesus, wat is die naam? Kyk julle nie TV nie? The Chosen. Wanneer hulle om die nagmaaltafel sit, dan begin die eerste man, die patriarg, die oudste, en sê, as God ons in Egipte gelos het, was dit genoeg. Hoe klink dit? Was dit genoeg? Dan sê die tweede een, as God die 10 plaae gegee het, en die eerstgeborenes laat sterf het, en die eerstgeborene van Farao laat sterf het, en ons het in Egipte gebly, was dit genoeg. En dan sê die derde een, ek kan dalk nou 'n bietjie verkeerd aanhaal, dalk is ek te gedetailleerd, dalk het hulle groter grepe wat hulle saamvoeg, ek het dit nou nie so opgeswat nie, maar dit is die trant. As die Here ons uitgelei het uit Egipte uit tot by die Skelfsee, en ons voor die Skelfsee kom staan het, dit is genoeg. En as God die Skelfsee oopgemaak het, en ons droogvoet laat deurstap het, aan die ander kant laat staan het, en die leerordes van die Egiptenaars verdrink het, dit is genoeg. En weet jy wat, familie, die waarde van die lewe lê baie dieper en wyer as dit wat geld kan koop. Baie mense dink dat geld vir hulle vrede kan koop. Baie mense dink dat geld vir hulle geluk kan gee. Baie mense dink dat materialistiese dinge eintlik die geur aan lewe gee. Maar dit is nie so nie. Daar is baie meer en baie dieper. En so as deel van my inleiding, wil ek 5 goed aan jou voorhou wat geld nie kan koop nie, en ek wil hê jy moet dink aan dit. Die eerste een is verhouding met jou familie, met jou vrou, met jou man, met jou kind, met jou broers, met jou susters. Ek het in hierdie week min geweet wat die week vir my sal inhou. En toe ek woensdagoggend wakker word, toe kry ek baie slegte nuus. Baie slegte nuus. Dit was so sleg dat ek die hele dag gehuil het. Julle weet ek kan huil. Ek dink ek moes water drink, want daar was min droë tye op my wange. Want baie naby, my neef wat soos my boetie is, wat 5 maande jonger as ek is, het 'n breinaneurysme gekry. En lê kritiek in Nelspruit, en hulle moes hom vlieg Unitas Hospitaal toe in Centurion, en niemand kon sê wat nie. En dis binne so spasie, wat 'n ou besef, geld kan geen verhouding met mekaar terugkoop nie.
As iemand sy of haar laaste asem hier uitblaas, kan die rykste mens in die wêreld nie dit terugkoop nie. En wanneer dit gaan oor verhouding, dit wat geld nie kan koop nie, dan is Jesus se antwoord baie duidelik aan die wetgeleerde. Naamlik dat verhouding met God, verhouding met jouself en verhouding met jou medemens die belangrikste is. Geld kan nie iemand se teenwoordigheid in my en jou lewe terugkoop nie. En wanneer ons mekaar het, kom ons waardeer dit. Die tweede een is tyd. Sou dit nie lekker wees as ek en jy tyd kon terugkoop nie, Hansie? Ek sal nog 'n paar rand gee as ek net die rewind knoppie kan druk tot op 'n sekere punt. Want daar's 'n paar goed wat ek dink ek anders sou gedoen het. Maar het jy geweet dat die rykste mens in hierdie wêreld nie gister kan terugkoop en dit kan oorkry nie? Dit is nogal skrikwekkend. Die derde is gesondheid. Dit het ek het 'n klomp van hierdie goed hierdie week deurdink en besef. Dan probeer ek tyd terugkoop, dan gaan ek terug in my WhatsApp boodskappe met my neef. Vroeër as 2018, dan heilig beter. Want dan is daar stemboodskappe en dan is daar wonderlike uitreike van, nee, wil jy nie vir my Jesaja 41 vers 10 met my gesinsfoto as my screensaver maak, wil jy dit nie ontwerp vir my foon nie, want die Here sal hulle wat swak is ondersteun en krag gee, en dan huil ek, en dan sê ek, Here, wow, maar geen geld kan my terugvat na daai dag of tyd toe nie. Die vierde ene is, en hierdie moet ek en jy kennis van neem, is innerlike vrede. Want ek beloof jou, as jy 'n Porsche het, gaan jy 'n Lamborghini soek. En as jy 'n Lamborghini het, gaan jy 'n Maserati soek. En as jy 'n Maserati het, gaan jy 'n Bugatti soek. En as jy 'n Bugatti het, gaan jy 'n Gulfstream jet soek. Of kom ek begin eers by 'n Cessna Ultra, Citation Ultra, of dan 'n Falcon, daai met die 3 turbines, of 'n Gulfstream, wat die biljoenêrs, die topbiljoenêrs in die wêreld. Versadiging lê nie binne die spasie van menswees in soverre dit oor materiële goed gaan nie, en geld kan nie innerlike vrede koop nie. Maar ek kan vanoggend 'n verklaring maak. 'n lewende verhouding met die skepper van hemel en aarde gee innerlik vrede, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Want weet julle wat? Daar in Psalm 51 staan daar, die heuwels by die duisende behoort aan hom. Daar staan soveel gedeeltes rondom sy rykdom en sy heerlikheid en sy majesteit, dat as ek in 'n verhouding met hom kan staan, is ek tevrede. Want hy is die outeur van lewe. En soos wat Paulus sê in Handelinge 17, in hom, luister mooi, buite hom kan ek en jy nie lewe nie. Ja, ons kan bestaan, maar ons kan nie lewe nie. In hom lewe ons, in hom beweeg ons, en in hom is ons. Sjoe, ek maak klaar. Die laaste ding wat geld nie kan koop nie is, die ou mense het altyd 'n uitdrukking gehad, jy kan nooit jou naam terugkoop nie. Onthou julle daai? My en jou karakter en integriteit. Wat gaan mense van my en jou onthou? Wat is die belangrikste eienskappe? Wat was die geur wat ons afgegee het? Het ons die liefde van God uitgestraal omdat ons met hom in 'n verhouding is, of het ons rondom beselagtighede en kleinlikhede met mekaar gestry in die familie? En weet julle wat, waar sien jy hoe lyk 'n familie se welstand? Is gewoonlik net na die begrafnis as die testament uitgehaal word. Dan sien jy die ware kleure. Ouma Sannie is nog nie eers behoorlik gemaklik daar onder nie.
dan spat die vonke. En ek wil vanoggend hierdie belangrike werklikheid, en ek praat nie op hoorsê nie. Ek praat uit ondervinding. Het ek gesoek in my lewe? Ek het mos heel eerste hand opgesteek. Ek het baie gesoek. Ek het ook 'n wildsplaas en 'n strandhuis en 'n ML gesoek. Ek het 'n dubbel medium Toskaans huis net nie in Gauteng nie gesoek. Al gee hom vir my verniet, skus ouens. Jy moet gebore wees vir daai plek. So daar's 'n paar goed wat ons vir mekaar vanoggend moet sê voordat ek afsluit. As 'n mens gaan kyk na kinderjare, en ek hoop nie iemand het nou gejok met die hand opsteek nie, dan sê hulle, tussen die ouderdom 0 tot 6 jaar is speelgoed belangrik, en dan wat ma en pa vir ons gee, en as jy Meccano gehad het, en jy weet, so, daar sulke fases, en dan sit 6 tot 12, dis nog maklike goed, hulle is nog tevrede met basiese speelietjies en goed, en dan van 12 af, daar van 13 af, jy weet, dan sit brandname klere. Wie van julle onthou gypsy tackies? Jy kan dit nie onthou nie. Die fabriek het in Giani gesit in Wenda. So ons het die rejects daar gekoop, want jy kon dit nie lekker bekostig op Edgar se rakke nie. En dan was dit Hang 10, plakkies, en weet julle wat, brandnames. Brandnames is 'n era wat met die verbruikersmentaliteit ingestroom het, en weet jy wat, ek moet nogal sê, dit is nie maklik om 'n 10 jaar groot te maak vandag nie. Want die brandnames is nie net 1 of 2, is nie net Hang 10 en Gypsies nie. Mens, daar is soveel van hulle, en almal fight vir die beste plek, dis Adidas en Nike en Under Armour en alles, en jy moet hierdie tiener deur adolessensie, want sy identiteit is, as hy daai sneakers aan het, dit lyk mos asof hulle handdoeke oprol en binne en sit die veters is so wyd oop, as hulle sneakers aan het, en hulle kom by hulle vriende, dan is hulle cool, maar daai sneakers moet 'n naam hê, verstaan, dit kan nie net Pep sneakers wees nie, daar moet iewers 'n badge wees of 'n naam, en soek, en dit is deel van jou identiteit in jou puberteit, en dan kom 'n interessante tyd, hier van 20 tot 29, wat hulle sê, en ek kan dit nogal onthou, die jong mense, ek het gehoor die week, iemand in die familie, 'n aangetroude lid het gesê, jy kom ook seker van Witbank af, toe sê ek, nee, van Emma Latleni, kom nie van Witbank af nie, Emma Latleni, ek kom van daar af. Want toe ons kinders was, en toe ons net klaar is met skool, moes jy 'n hoë troustel gehad het, weet julle wat se ding is dit? Julle jong mense. 'n hi-fi. En jou kar, nee, moes, my mens, dit moes 'n Panasonic of 'n JVC met 'n booster en 'n, ekskuus Chris, dit is, blykbaar het hulle die week vir my gesê, my neefie het sulke LED's in sy bakkie, se dashboard laat sit. LED's was nie 'n algemene ding nie, maar die was gekoppel op die krag wat daai, wat noem 'n amplifier, ja. En as daai liggie so gooi en ons ry daar in Fonteine, dan dink ons gaan daar in ons is op pad. Kingsley's, hier kom ons. Ice ring, kegelbal, hier kom ons. Girls, pas op, ons liggies flikker. En in daai spasie van 20 tot 29 is persoonlike tegnologie en al daai goed belangrik. Maar dan kom maar 'n ander fase van 30 tot 45. En dit gaan oor bates insamel. Dis 'n ouderdomsverwante ding. As 'n ou tussen 20 en 21 droom jy ook oor jets en Ferraris en
al daai goed, maar jy spandeer geld op horlosies en hi-fis en seker nou tablets en selfone en computers, ek weet nie wat, ek weet toe ons kinders was, so, dit is seker spasies, maar tussen 30 en 45 wil jy jou boedel, wil jy versterk, dis 'n prioriteit, jy wil nou, jy weet, begin met gesinsbeplanning, as dit nog nie deel is van jou lewe nie, en jou lewensreis verander, en jy moet elke 3 jaar jou testament verander, want daar's kinders, en hulle ontwikkelingsfases is ander, en jy dink aan wat jy vir hulle gaan nalaat, en jy neem groot lewenspolisse uit vir die ouens wat polisse verkoop, dis die beste tyd om 'n polis aan iemand te verkoop, doen dit dan, en dan kom die ouderdom daarbo, tot en met 65. En dan is dit net om rustig te wees, net om gemaklik te wees. Jy soek niks nie, jy wil net nie uitgedaag word met 'n klomp goed, wat nuwe routines en vereistes, jy wil met rustigheid aftree, en dan die laaste fase is bo 66, dan begin jy kyk, hoe sny jy hierdie huis in klomp stukkies, en wie kry almal wat, en jy weet, jy begin kleiner maak, en jy gee die grasnyer vir jou oudste seun, en jy gee die weed eater vir die middelste dogter, en jy begin uitdeel, want alles moet kleiner word, so, dis normaal. So die laaste 2 fases is daar minder van soek in, maar tot en met middel 40s, in jou middeljare, soek. En daar's mense wat so soek, dat hulle het al hulle vrede verloor, want hulle soek geluk en vrede in goed hier. En wat sê die Here vir ons? Hy sê vir ons hier in Jesaja 55, hy sê, o almal wat dors het, as daar iets in jou is wat kryf om dors te wees, wie was al dors? Ek praat van genuine dors. Wie was al regtig dors, dat jy gedink het, jy sal nou tande trek vir vloeistof? My eerste so ervaring was op 'n standaard 6 bivak. Toe hulle vir ons gesê het, al wat julle kry per dag is hierdie, onthou julle daai army kanisters met water, jy kry net ene dag. Kan julle glo, ek het van daai weermag militêre ingelegde aardappelsous gedrink, so dors was ek. Want dit was 'n sielkundige ding, maar dit was 'n dors, toe ek by die huis kom, te drink ek water. Dors is iets verskriklik, en al wat dit les, is vloeistof, en asseblief die regte vloeistof. Daar's mense wat dors is vir verkeerde vloeistowwe. Maar hulle dors vir verkeerde vloeistowwe is omdat hulle dors nog nie geles is na tevredenheid, na geluk, na hulle dors, en hulle probeer hulle probleme wegdors en alles. Dit is soos dorsmasjien nie, maar hulle is dors. Maar die Here sê, almal wat dors het, kom na die waters. Wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, sonder geld en sonder prys. Dis God se uitnodiging. Want as God in my en jou lewe is, dan honger en dors ons nie meer na alles nie. Ja, as jy 5 jaar oud is, ou kan ons nou nie, en as jy 16 is, soek jy nie 'n gewone t-shirt nie, dit moet Under Armour wees, of dit moet, dit is normaal, dit is deel van, maar daar kom 'n stadium waar God eerste is in jou lewe, en alles is in jou lewe, en dan stop hierdie onversadigbare hinkering na eintlik niks. Want luister wat sê vers 2 van Jesaja 55, waarvoor weeg julle geld af? Vir wat geen brood is nie, en julle arbei vir wat nie kan versadig nie. Hoekom doen julle dit? En familie, vanoggend se boodskap is die waarde van die lewe. En hoe ons binne dit reageer. En ek het een begeerte. En dit is om in die teenwoordigheid van die Vader te wees. Want daar is ware vrede, nie sintetiese, kunsmatige, julle jong mense kan nog 'n bietjie hi-fis koop en goed is normaal, en al julle geld spend op
tegnologie, en dis fyn. Maar daar kom 'n tyd wat ou besef, die lewe is meer en groter as die hier en die nou, en dit gaan oor 'n ewige, almagtige skepper God, die skepper van hemel en aarde. En hierdie boek sê, daar gaan 'n nuwe hoofstuk aanbreek, 'n nuwe bestel, en dan begin jy vir jouself vra, jy begin boeke vat, en jy begin vir jouself sê, hoe lyk my bateregister wanneer dit gaan oor die geestelike goed? Hoe lyk my bateregister? Wie van julle doen so 'n bietjie introspeksie en selfondersoek en sê vir jouself, jong, ek wonder of gaan ek dit maak? Kom nou. Ek wonder of gaan ek dit maak. Die goeie nuus is, soos wat ek 'n paar Sondae terug gesê het, as jy by die poort kom en jy sê, en hulle vra, hoekom moet jy ingaan? En jy sê, want ek, dan maak jy dit nie. Maar as jy sê, want hy, dan gaan jy dit maak. Want as hy, die koning van die konings en die Here van die Here, die kruks is waarom jou lewe draai, die senter, die fokuspunt, die hart van jou bestaan, gaan jy dit maak. Dis kom, toe die wetgeleerde vir Jesus vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Toe vra Jesus hom, antwoord hy hom met 'n vraag, en hy sê, wat staan daar in die wet geskryf? En hy antwoord, hy sê, jy moet die Here, luister hierso familie, hierdie is enetjie wat ons almal ken, maar ons gewig wat ons aan het koppel is dalk bietjie lig. Jy moet die Here jou God lief hê, of jy moet daai fantasie van jou, van die vakansiehuis en die wildsplaas en die ML, jy moet dit daarom ook, jy weet, jy moet ambisie hê, jy moet aspireer. Nee, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en jou verstand. Wat sê dit? Ek en jy moet God lief hê met alles wat ons is. Solidly alles. Nie gefragmenteer nie. Nie gereserveer nie, ek hou hierdie bietjie uit nie, met alles. Nou gaan ek afsluit met 'n laaste vraag, soos die supermark vraag. Wie van julle wat hier is, vang jouself soms dat jy perspektief verloor het rondom om God lief te hê met alles, en dan hunker jy na. Dit gebeur. En daarom wil die woord van die Here vir ons goeie raad gee. Hy wil sê, dat wanneer ons in die oggend opstaan, want die Onse Vader is 'n oggendgebed, moet ons vra dat die Here se naam, sy koninkryk, sy wil, alles sal wees in ons lewe. Ek sluit af met die woorde van Jesus in Matteus 6:19-21. Hierdie is 'n slegte een, afhangende van watter ouderdom jy is. Want as jy in daai middelspan is, wat nou, jy is jou bates nou, beginne vir boetie, vir sussie, en vir klein Josef, die bedorwe enetjie, moet tog nooit vir een kind meer gee as vir die ander kind, nie hoor? Net so voetnote. Weeg die droewors af in gelyke mate. Gee vir elkeen. Jesus sê in Matteus 6:19, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart wees. As ek en jy op die plek gekom het waar die waarde van die lewe net binne een konsep of een begrip verklaar word, naamlik God, dan maak die logo op ons motorkar se engine kap nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak of ons saam met die Joneses kan voorwees in die ry met besittings. Maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Weet jy wat, daar's mense wat hulle so meet aan ander, daar sulke kompeterende samelewings dat, dis 'n siekspul. En dan kry mense hartaanvalle,
gaan dood, omdat die angs hulle so opvreet, want jy kan nie vrede hê, as jy nie tevrede is nie. Jy kan nie vrede hê, as jy nie vergenoeg is nie. Wat beteken vergenoeg? Dit beteken, as God ons in Egipte gelos het, was dit genoeg. Wat God ook al op my pad as gelowige bring, dit is genoeg. Hy is in beheer. Ek vertrou hom. Ek aanvaar, as daar storms is. Boetie het vir my so mooi toe groet, toe sê hy, die wonderlike ding is, storms hou nie aan nie. Hierdie week van pyn en seer, weet julle hoe wonderlik het dit geëindig? Terwyl ek Vrydagoggend ry Pretoria toe, want dit kan dalk die laaste keer wees wat ek my neef met 'n warm lyf kan groet. Want ons het nog niks terugvoer verder nie. Op pad soontoe, toe sê hy stabiel genoeg. Hulle vat hom teater toe. Hulle gaan die aar wat geskeur het toemaak. En die familie het so groep soos wat ons maak wanneer daar probleme is en krisis is. En niemand moet asseblief, daar's nie besoektye vandag nie, behalwe vanaand 7:00, maar dis net vir Rina en vir die seuns, die 2 seuns, en ons verstaan en dis genoeg. Ek is op pad, want die boodskap wat ek gekry het van hulle kan om teater toe vat, is genoeg, want weet julle wat beteken dit? As hulle sê hy is stabiel genoeg, dan beteken dit die mediese het gekyk of sy breinstam nog funksioneer, is sy organe nog intak, is alles nog reg. Hulle gaan nie 'n operasie doen op iemand wat breindood is nie. Dit gaan goed. Daar's positiewe vooruitsigte. En ek begin die Here loof en prys met trane in my oë, want dit is genoeg. En toe ek daar kon instap en ek kyk na al daai monitors en alles en ek sien dit gaan goed. Ek kan net sê, dis genoeg, dankie Here. En as ek my neefous groet, is dit ook genoeg. Want God, ons het gesing vanoggend, U is my God. Op U sal ek vertrou. Die wat wag op die redding van die Here. Die wat op hom vertrou. En familie, mag die Here jou lei. Dat jy nie soek nie, maar dat jy vrede sal hê. Want dit is 'n posisie wat geen geld kan koop nie. Dis iets wat binne in my en jou is. En weet julle wat, die wêreld kom nogal vinnig agter as ek en jy 'n vrede het wat alle verstand te bowe gaan. Want ons aan tantrum vir daai Fisher-Price vliegtuigie daarbo, ek wil nou nie die Afrikaanse translasie gee van tantrum, dit sê hy nie van 'n kanslaaf nie. En jy kan tantrum vir daai vliegtuigie, en almal kyk in die gang af, en dan as jy pak slaag kry, dan kyk hulle nog eers, en jy kan te kere gaan soos wat jy wil. Jy kan op enige fase van hierdie lewensreis, kan jy soek. Maar ek weet een ding, as jy Jesus gevind het, is jou soeke verby, is jou dors verby, is jou honger verby, is jou fantasie van kastele en seiljagte hier op die aarde verby. Ja, jy kan dit in ouderdomsverwant, julle moet vir julle kinders die voorbeeld stel, wees goeie ekonome, dis rentmeesters, die Griekse woordjie oikonomos, 'n goeie bestuurder van jou huis. Doen dit, moenie, maar die waarde van die lewe is dieper as enigiets wat geld kan koop. En mag jy vrede hê in Christus, in daardie spasie, want dit is ware vrede. Kom ons staan saam, dan bid ons. Vader, wanneer ons vanoggend so voor U staan, dan is die distansie tussen U almag, U heerlikheid, U grootheid, U soewereiniteit, U
attributes, u eienskappe, u kwaliteite is so ver bo ons wat mens is, dat ons eintlik onsself verhoog as ons dink ons is soos kinders in die oë, klein kindertjies, want ons is eintlik soos sandkorreltjies, Here, ons is eintlik soos wat Dawid sê, wanneer hy in Psalm 8 kom en sê, wow, wat is die mens, hoe kan u, wat so groot is en al, maar hoe kan u met ons bemoeienis maak, maar Here, u ken ons, en die wonderlike goeie nuus is, u wil in verhouding met ons staan, in 'n unieke verhouding, in 'n verhouding waar u die afmetings eintlik vir ons uitgeskilder het oor die heuwels van die Ou Testament om te sê dat u is jaloers, u wil eerste wees, u wil alles wees, u wil ons fokus wees, u wil hê ons lewe moet sin en betekenis in u hê. U wil soos 'n pappa voel wat opstaan vir sy seun of dogter, en wanneer hulle in nood is, en hulle kan uitred sonder om 'n sweetdruppel uit te pres, by 'n sweetgaatjie, soos 'n pappa, wat sterk is, wat invloedryk is, Here, u wil in so verhouding met ons staan, en u wil hê ons moet ons totale afhanklikheid aan u koppel, en u wil hê dat ons moet ophou soek, en begeer, en streef, ja, dit beteken nie, ons moet ophou funksioneer nie, maar dit beteken ons moet ophou met hierdie onversadigbare drang en dryf om binne die sisteem van ons moderne lewe erkenning te kry, want dit gaan nie oor erkenning deur ons bure of deur ons familie nie, dit gaan oor daardie enkele uitdrukking wanneer ons voor u kom en u sê my kind, en ons sê ons Vader. Geld kan dit nie koop nie. Geld kan nie die prys aan die kruis koop nie, Here. Geld kan baie dinge koop. Maar dit kan nie 'n positiewe ingesteldheid en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan koop nie. En ek bid, Here, dat ons geestelik sal opgroei. Ja, Here, dat ons nie op die supermarkvloer sal neerslaan oor klein goedjies nie. Here, dat ons nie ons gebede sal begin met, Here, sal u nie. Here, dat ons net so tevrede sal wees, want u is ons herder, en as ons in u voetstappe volg, is die weivelde groen, en die water kabbel, en dit is net rustigheid, Here. Help ons om 'n honger en 'n dors na u te hê met alles wat ons het. En dan, Here, dat ons ook versigtig met onsself omgaan en met ons naaste en ons medemens. En Here, dat ons sal besef, ons geliefdes, ons is tydelik daar vir mekaar, Here. Ons geld gaan dit nie kan terugkom nie. Dat ons elke dag voluit sal lewe en mekaar sal waardeer en sal respekteer, en dat ons nie sal toelaat dat naaldnippers en tweezers en handdoeke en skoene en karsleutels en aardse goed verhoudings skade doen. Ja, testamente. Ons uit mekaar uitdryf nie, maar dat ons hierdie Nuwe Testament, hierdie goeie nuus testament, hierdie evangelie, die evangelion, Here, dat dit vir ons vrede sal, dat ons bly sal wees, dat ons 'n blydskap sal hê. Here, wat die wêreld sal vra, hoe kry julle dit reg? Soos wat ons gesing het, in donker tye. Here, dat ons steeds die lig sal wees, want ons fokus is op U. Dit bid ek vanoggend in Jesus se wonderlike en se kosbare naam. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier
En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.